Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug na Marula Media se nuusredakteur, Christel Cornelissen, kuier vanoggend by ons. Goeiemôre Christel. Môre mevrouens. Môre Christel. Goed en julle so amptelike voorstelling. Nee, ek glo ek doen dinge 'n bietjie anders vanoggend, hoor. Dag sê Maar mevrouens. jy's 'n amptelike vrou wat amptelik Baie hier amptelik. is. Al is jy nie in die amp van die staat nie. Asseblief, ek is alright. Christel, ons begin wel by die staat en die immigrasiestelsels. Wat so lyk vir 'n bietjie van 'n gemors is. Ja, ek dink bietjie van 'n gemors is bietjie van 'n understatement. My mond het gister oopgehang. Ek dink hier het vir ons gewys dat baie van ons baie lankal vermoed. Ons almal het al iewers op 'n groepie boodskap gekry soos na watter binnelandse sake kantoor toe moet ek gaan. My goed is gesteel of ek is desperaat of my kind het dit nodig. Dis 'n gesukkel die afgelope paar jaar by binnelandse sake gewees. En ek dink as mens kyk na hierdie berigte wat gister, dit was 'n ondersoek deur 'n spesiale ondersoekeenheid en hulle tussentydse verslag is bekend gemaak. En dit sê dat Suid-Afrika eintlik stuk verkoop is. 1 permit, 1 visum op 'n keer. Soms vir so min as R500. Wil ek sê of vir so min as jy desperaat is, jy dalk niks nie, is R500 dalk alles wat jy het om in hierdie land te bly. R3000. Hulle praat van 3 amptenare spesifiek wat oor die R16 miljoen in hulle sak gesteek het vir permitte en visums wat verkoop is. So wel het verskillende maniere gehad hoe om dit te doen. Jy kon ge-e-wallet het, soms het jy jouself ge-e-wallet. As jy 'n permit wou koop, dan gee jy jou PIN vir die amptenaar. Deure is toegemaak. Hulle het 'n hele goed uitgewerkte stelsel gehad. Die binnelandse sake se stelsel het duidelik baie beter verloop as wat ons ervaring daarvan is. Dit hang Net in af- die verkeerde rigting. Net in die verkeerde rigting. Dit hang af waar jou geldjies heen gegaan het. So wat hulle gesê het is, en dit is my skokkend, is hoe ons land verkoop is. Weet, ons het gedink miskien met die hele staatskaping ding het ons gesê ons amptenare het Suid-Afrika stuk vir stuk verkoop aan onder andere destyds die Guptas. Tenders wat uitgedeel is. En hier sien ons dit nou weer. So dis die ondersoek gefokus op 20 jaar lank. So die omvang daarvan is geweldig groot. Nou die laaste 20 maande van die totstandkoming van die regering van nasionale eenheid, moet ek vir julle sê, dit het vir my gevoel of dinge baie beter gaan. Ek dink Leon Schreiber is 'n doeltreffende minister. Dit het vir my op voetsoolvlak gevoel asof daar verandering kom. En ek dink hier is baie goed, dit is skokkend, maar ek dink ons verwelkom dit want minstens weet ons daar word iets hier aangedoen. So kan dit nie langer aangaan nie. Nee, dit is interessant ook. Leon Schreiber sê hy het ook geskryf om te vra hierdie amptenare wat afgedank is, mag nêrens anders in die staat aangestel word nie. En ek dink dit is reg ook so. En ek waardeer die feit dat daar afdankings is, dat daar mense is wat op verlof geplaas is, sonder betaling, dat hulle net by die huis sit en niks doen nie. Want waar hou dit op? Christel, ons hoor week na week van nog 'n instelling met nog korrupsie waar nog geld gesteel is en ek dink ons is nou net mooi keelvol daarvoor. Ek stem 100% saam en ek stem ook saam met jou dat jy sê dit help nie sit my op verlof en ek gaan nou vakansie by die huis. Nee. Met al my geldjies wat ek in my sak gesteek het. Ons soek vervolgings. Ja. As jy skelm was, as jy permitter iemand verkoop het, dan dink ek moet jy nou maar jou saak in die hof gaan verdedig. Dit is wat ons nodig het. Ons wil vervolging sien sodat die volgende een 2 keer dink voordat hy iets aan iemand verkoop. En dis soos jy sê, dis totale uitbuiting want daar's die mense wat gewoonlik hierdie tipe visum soek of werkspermitte nodig het bitter min tot geen geld. En om dan van hulle te verwag om, ek weet van my Zimbabwese vriende wat moet R10,000 opdok, net om 'n werkspermit te kry per jaar, is belaglik, Dit is absoluut, maar jy moet onthou dit het uiteindelik ook 'n uitwerking op ons as Suid-Afrikaners. As ek jou R3000 betaal en Jennifer betaal jou R0, wie se aansoek gaan jy prioritiseer as dit is hoe ons stelsel werk? Dit beteken ek as 'n wetsgehoorsame Suid-Afrikaanse burger wat geregtig is op hierdie dienste van binnelandse sake val elke keer agter in die tou omdat ek nie bereid is om omkoopgeld te betaal nie. Dis eenvoudig onaanvaarbaar. Hier is 'n diens wat die staat aan my moet lewer, my belastinggeld betaal daarvoor. My groen Mamba ID-boekie sê ek mag hierdie diens kry. Ek is nie veronderstel om iemand om te koop om my te bedien nie. Ja, en ek meen as jy nie jou ID of jou paspoort by jou het nie, dan word jy in hegtenis geneem. So dis nie net dat ek geregtig is daartoe nie, die staat dwing dit af ook. Ja nee, So, jy moet
Ek dink dat mense jou ID nie by jou het nie, gaan jy in boeye geslaan word. Jawel, ek dink dan weer aan immigrante wat nie hulle paspoorte by hulle het nie, wat Vir hulle is dit gevaarlik, jy ja. moet papiere hê. Mens weet nooit wat jou tref nie. Ja. Hulle mag nie so uitgebuit. Niemand van ons mag so uitgebuit word nie. Hierdie mense moet weggejaag word. Ja. Mag reg en geregtigheid verder daarso geskied. En ja, mense wonder wat gaan gebeur met Bozell wat nou amptelik FSA ambassadeur in Suid-Afrika is. Ja, kyk, dit is nou 'n lang aanloop gewees. Die EFF het onder andere gesê, weet hy moet toegang tot die land geweier word. Ek dink hierdie is 'n goeie stap vorentoe. Daar's 'n gespanne verhouding tussen Pretoria en Washington. Ons moet dit op 'n manier probeer normaliseer. Iemand wat hier is, hy het Trump se oor. Kan dalk net die begin wees om verhoudinge so bietjie te kalmeer. Nou almal is nie mal oor hom nie. Hy is 'n Trump man. Wat nou gebeur is, so hy is al 'n paar dae in die land, so hy het sy geloofsbriewe oorhandig aan Dirkou. So hierdie geloofsbriewe, dis 'n belangrike diplomatieke ritueel. Dit sê ek is wie ek is en ek het die gesag om te praat namens wie ook al my gestuur het. So dit word dan nou oorhandig. Dis afskrifte en dan die oorspronklikes gaan na die president en as dit aanvaar word, dan kan jy nou jou pligte opneem. Ek dink dit is 'n goeie ding omdat daar so gespanne verhouding die laaste ruk was. So ongeag van wat jy van Brent Bozell op 'n persoonlike vlak dink, hy is die Amerikaners se ambassadeur hier. En ek dink ons moet hom gebruik om verhoudinge te normaliseer. Ons het die Amerikaners nodig, die Amerikaners het ons nodig. En goeie diplomatieke bande het regtig niemand nog ooit skade gedoen nie. Inteendeel, dit is net tot 'n land se voordeel as hy lande het nie vriende nie, hulle het belange. Ja. So as ons na ons belange kan omsien en as ons in hom 'n bondgenoot kan kry, dink ek is dit 'n wonderlike stap vooruit. Ja, verseker. Christel, dan Panyaza Lesufi het 'n klomp planne aangekondig, goeie planne in die regte stap. Hy het baie goeie planne aangekondig. Ek dink wat my so bietjie bekommer is die feit dat van hierdie goed ons van tevore al gehoor het. En ek wil nie elke week hier kom sit en regering bashing doen nie, maar partykeer raak 'n mens net soos ons het hierdie daarom nou al 'n paar keer gehoor. Onder andere waterinfrastruktuur is 'n groot probleem. Ons almal weet in Gauteng is dit 'n groot probleem, miljoene rande wat hy beskikbaar gaan stel vir die opgradering, opknapping. Hy verwys onder andere na die bou van nuwe reservoirs. Nou moet jy onthou, die kommer hier is ons waterstelsel lek so sif. Ja. So dit help nie regtig hierdie reservoir is besig om leeg te loop omdat hy stikkend is en ons bou 10 km verder terwyl ons nie die oorspronklike probleem oplos nie. So hy het mooi woorde gepraat en ek hoop regtig vir die beste want Gauteng verdien beter. Maar ek dink 'n mens is maar so klein bietjie agterdogtig omdat jy al hierdie liedjie gehoor het. Gauteng is in krisis. Ja. Mense verdien beter. Dis die hartklop van die ekonomie en ons sukkel. Gauteng is besig om te styer. So indien hy hierdie keer daad by woord voeg, sal ek baie bly wees. Ek bly skepties, jy weet hier is dieselfde premier wat mense wat betrek word by ongeruimthede herontplooi in ander posisies. Jy weet dan skep dit by my vra oor hoe ernstig is jy om 'n probleem op te los as iemand wat hierdie probleem was eenvoudig verskuif word na 'n ander plek. Weet dan word die probleem verplaas en nie regtig verwyder Ja, nie. en ek hoop net die 760 miljoen rand wat daar nou vrygestel word om ons te help, word nie reghandig geplaas en dat bevoegde mense in posisies geplaas word om die probleem aan te pak, dat dit nie net weer 760.000 of 760 miljoen is wat verlore gaan nie. Wat 1,1 miljard rand word waarvan 800 in iemand se sak beland. Ja. Ek deel jou kommer. Daar is nog baie water wat in die emmer moet loop, nê. Nee. Inderdaad. Hoorie, een van ons lughawens in Suid-Afrika is aangewys as die mooiste lughawe in die wêreld. Is dit nou nie heerlik nie? Ek weet nie, dit voel vir my ek weet nie. Ja, Christel, Ja. hoe voel jy? Ek was nogal verbaas geweest. Nou moet ek ook sê ek was nog nie om so baie lughawens in die wêreld nie, maar dit is pragtig. Hierdie is Skukuza in die Kruger Wildtuin. So Forbes het dit aangewys as die mooiste lughawe. So dit is dalk 'n bietjie 'n eensidedige beoordeling. Dis dalk 'n spesifieke klas reisiger wat na Skukuza kan reis. So Airlink vlieg soontoe. Hulle doen huurvlugte ook. Maar as jy nou kyk na foto's, gaan Google dit gerus. Dit is regtig so mooi. Dit is so Afrika as wat dit kom. Die lughawe gebou is 'n grasdak,
Daar's 'n lewensgroot renoster binne in die gebou. So hulle sê hulle het 'n spa gevoel geskep eerder as 'n lughawe. Nou jy het al gesien as mens lughawe toe ry, wel hier by ons, baie ander lande, of as jy oor dit vlieg, dis nie die mooiste gedeeltes nie, want jy het nou 'n groot stuk grond waar jy geboue moet oprig en aanloopbaan moet bou en ligte en so. Ja, dit is baie mooi. Is dit die mooiste in die wêreld? Ja, kyk, ek dink min mense kan dit bekostig en die eksklusiwiteit daarvan maak dit dalk ook baie gesog, nê? Nee? Maar as jy kyk na wat geïnvesteer is in 'n lughawe soos Singapore, nê, nee, met daai waterval wat so vloei. En dan wonder 'n mens nogal Ek weet nie so aan, ek sal dit ook moet gaan Google. Ja, jy moet 'n bietjie gaan kyk na daai indrukwekkende lughawe. Maar ja, dit hang seker af wat jou behoeftes is, nê? Nee, Dit is so, miskien is dit die feit dat dit so mooi inpas by die omgewing. Dit is so Suid-Afrikaans as wat dit kan kom en miskien is dit wat dit is. Verseker iets om op trots te wees. Ek sien omgee om daar te land nie. Ek ook nie en ek sien ons vat die wen. Dis al. Of van die wen. Ons neem dit dalk te veel as vanselfsprekend. Christel, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie mevrou. Dit is Christel Cornelissen. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.